As hierdie vinnige video jou interesseer het en jy al ooit gedink het om jou huis self op te knap, maar nie geweet het waar om te begin nie, dan gaan hierdie gesprek jou beslis inspireer. By ons vandag is Alinka Du Plessis, 'n gewilde TikTok smaakmaker wat saam met haar man hulle eie huis van kop tot tone self opgeknap het. En dit alles met die wêreld wat saam kyk. Alinka, baie warm welkom hier by Goeiemôre, good morning. Baie dankie, ek is excited om hier te wees. Julle het besluit om die opknapping van die huis heeltemal self te doen. Ons het nou 'n klein video gesien, maar vertel, hoe maak jy daai besluit? En hoe is julle steeds saam? Ek dink as ek en my man aan so 'n projek moet werk, groot probleme. Ja, nee, dit is definitief 'n spanpoging gewees. Ons het 'n huis gekoop en dit is nou nie die mooiste huis gewees nie. En ons het onmiddellik besluit, nee, ons gaan ons spaargeldjies gebruik en ons gaan hom oordoen. Dit is natuurlik verskriklik duur om 'n huis oor te doen. Ja. Dit is hoekom ons besluit het om dit self te doen. Waar het julle nou toe die vaardighede opgedoen om eintlik die huis self op te knap? Want daar is verskillende goed wat mens moet weet, Ja. of verskillende mense wat jy moet betaal om dit te doen, dis wat ek sou doen, en dalk gaan nooit my huis opknap as gevolg daarvan nie. Maar waar begin jy? So, ons het YouTube video's Ek het gekyk. nou net gedink, ek gaan hom dit sê. Ja, dit is die waarheid. Ons het gekyk wat kos die goeders en toe dink ons, my man is verskriklik handig en ek Ja. het dit nie geweet nie totdat ons die huis begin doen het. So dit was definitief 'n bonus gewees. En ons het net 'n paar YouTube video's gekyk en gedink, weet jy, dit lyk maklik om ons doen dit self. Dit was nie maklik nie. Ons het baie foute gemaak en baie geleer, maar ja, dit is nou waar ons vandag is. Hoe lank was julle getroud voordat julle die huis gekoop het? So 1 jaar. Ja, so dit was 'n bietjie van 'n Dis 1 jaar huweliksherdenking geskenk. Ja. Kom ons sien of ons deur hierdie ding kan kom. Wat was vir jou die lekkerste deel van die hele ervaring? So ek sal sê die lekkerste deel was definitief om die video's te maak en dit te post, want die terugvoer wat ons gekry het was net regtig amazing geweest. Die mense was so nice en ek het nie gedink dit gaan so goed doen soos Ja. wat dit gedoen het nie. Maar dit is natuurlik interessant om DIY projekte te sien want mense kan relate en hulle wil dit ook doen. Ja, so was dit nie, het dit nie vir julle bietjie stadiger gemaak dat jy altyd die shot moes opset en dan eers die ding doen en die mikrofone en die, dit is natuurlik 'n proses in sigself. Ja, nee, dit is definitief. Ek doen daarom al social media al vir 'n hele rukkie. Ja. So my man weet as ek sê ek gaan die kamera nou opsit, dan moet hy reg staan. Hy moet weet ons gaan nou video's maak. Ja. So ja, nee, dit was definitief 'n aanpassing. Dit het bietjie langer gevat en bietjie meer moeite gevat, maar dit is definitief die moeite werd want ewen nou as ek verveeld is, kan ek gaan terugkyk en dan sê ek soos, "Oh wow, okay, dis nogal cool." En watter deel van die eintlike opknapping het jy die meeste geniet om te doen? Die mooi maak definitief. Die mooi maak is definitief my gunsteling. So die harde werk en die bouwerk en die vuilwerk is iets wat mens moet deurgaan, Ja. maar definitief die mooi maak en die pleintjies en alles op plekkie te sit is my gunsteling. Is daar nou iets wat jy voltooi het wat jy dalk nou kyk en gaan, weet jy, daai muur se kleur, ek dink nie dit was die regte besluit nie. Ja, definitief. So ons het ons badkamer oorgedoen en ons beplan om hom nou weer oor te doen. Want my styl het verskriklik baie verander Ja. in net 1 jaar se tyd, Ja. net omdat ek nou in hierdie bedryf bietjie meer betrokke Ja. is. So ja, ons gaan definitief die badkamer nou weer oordoen. Hulle sê mos 'n kunswerk is nooit klaar nie. Die kunstenaar is nooit ooit gelukkig met hoe die kunswerk lyk nie. Ja, So het 100%. dit nou gelei na nuwe geleenthede dalk met handelsmerke wat soos hierdie tipe produkte verkoop wat mense dalk kan gebruik in die opknapping van hulle eie huise. So, wat dit wel tot gelei het is, ons het besluit om ons eie besigheid te begin, as gevolg van die goedjies en die terugvoer wat ons gekry het. So, tydens ons projekte het ons baie navraag gekry oor mense wat dit ook wil hê en gevra kan ons na hulle huise toe kom en vir hulle soos 'n estimate gee en so. So ja, en toe begin ons nou ons eie besigheid. Ja, en vertel ons 'n bietjie meer daaroor A-series projects. Ja, so dit is my man en sy beste vriend en ek wat ons is 'n spannetjie, so eenetjie is betrokke vir die houtwerk byvoorbeeld, eenetjie vir die bouwerk en dan ek is natuurlik vir die mooi maakwerk. Ja. So mense kontak ons gaan na hulle huise toe, hulle gee vir ons idees, ons gee vir hulle idees en dan ja, begin ons hulle huise oordoen soos wat ons eie huis oorgedoen het. Dit is regtig ongelooflik dat julle nou
julle eie leerskool basies gehad het om dit nou trial and error te doen Ja. on your own en nou het julle hierdie nuwe ding begin. Waarna sien jy die meeste uit met hierdie nuwe geleentheid met A-Series Projects? So definitief om nuwe mense te ontmoet. Mense bou baie kontaks op en in hierdie bedryf dit is verskriklik lekker en ook natuurlik die idees is baie nice. Vir my om na mense se huise toe te gaan. Dis natuurlik kom ons sê byvoorbeeld groter as my eie huis, so ek kan meer mee werk en meer idees gee. So ja, dit is definitief my gunsteling. En meer mooi maak goedjies doen want dit is jou gunsteling. Ja, dis Luister, ek dink jy moet bietjie na my huis toe kom want ek het glad nie 'n oog nie. Ek weet waarvan ek hou, maar ek weet nie hoe ek by daai punt gaan uitkom nie. So, I'm very glad I've got A-Series Projects nou. Ek het nou julle kontak. Baie dankie Alinka en sterkte met alles vorentoe met die besigheid en met jou TikTok net. Baie dankie dat julle my hier gehad het. Bly net waar jy is. Ons is nou weer terug met musiek en dan nog musiek.